Ja, môre julle, dis presies die 1 Julie vandag, 'n skoolvakansie, dis die lekker deel van dit Henno. En hier het ons 'n paar jong bulle en julle sal sien, een van hulle het 'n lang broek aan nie. Almal in kort broeke, dis 'n Noordwes ding. Hierso dra die boere nie lang broeke nie, ons dra kort broeke. En wat is die doel van hierdie hele dingers is, ons het besef dat hier soveel jong mense wat nou nog nie voorgestel is aan ons sport en dalk jy weet die geleentheid het om dit te hê wat ons het nie. En ons het begin Henno so rukkie terug met 'n skoolprojek en ek gaan nou laat Henno 'n bietjie meer verduidelik waar ons hierdie jong manne vat en mense oplei om hulle weer op te lei. En Henno, jy het nou onlangs het jy betrokke geraak by dit? Ja, ons was by daai Sensation Supercast dag wat ons nou aanbied vir die ouers en dan onderwysers wat nou niks eintlik weet van visvang af nie, want hulle vra altyd hoekom. So ons vertel hulle 'n bietjie meer en verduidelik hulle 'n bietjie meer in detail. En ek moet vir julle sê die dag wat ons Koningsspruit gehad het nou met ons klomp skole daar in Klerksdorp en Lichtenburg omgewing was dit 'n groot sukses. Die ouers se terugvoer, hoeveel hulle geleer het en ons kan maar daai program volg. Ek dink daar's baie ouers wat baie gaan leer uit dit uit en dit is 'n groot sukses sover. Nou wat ons gedoen is, ons het 'n manifest geskryf presies oor alles, van stokke, katrolle, aas, wat ons nou die mense oplei, hulle word so ver, hulle word geakkrediteer, met ander woorde word 'n sertifikaat gegee. En ja, maar nou het ons baie stories gepraat, julle sal sien hierdie man het allerlei klere, hemde en goeders aan. En ons het gesorg van Supercast se kant af dat ons eenvormig is. Julle gaan sien ons het vir hulle mooi kassies gemaak. En ons het die rivier gekies, want die rivier is waar al die surprises is. En hoe ek dink ons enige ding. Jy weet nie of dit 'n 10 kilo of dit 'n 1 kilo of dit 'n geelvis is of 'n modderisvis is nie. En die mooi van dit is dit wat byt vang julle. Alright, julle is julle manne reg vir die dag. Ja. Nou kom ons doen dit. Ons gaan tussen julle beweeg en vir julle sê probeer daai en daar kom dalk 'n surprise en julle vind vir ons iets uit, né? Want julle is mos lief om goedjies bymekaar te gooi. So, kom ons begin visvang. Dit help nie ons praat nie. Hier is nie 'n praatvideo nie. Dis 'n visvangvideo. Ons cap jou. Ek hoor daar's nou 'n capping aan die go. Kyk daar. Alright, seun. En daar's jou hempie. Ja, dankie. Goed. Alright, geniet hom. Dankie. Kom ons vang vis julle. Is jy reg, Willempie? Hy het tot 'n baf in. So jy kan 'n baf oortrek. Dinges oortrek vir daai woestynkoue. Kyk. Wil jy die Marie-stroppie of wil jy sprinkie? Nee, maar is goed. Kom ons kyk gou hierso. Daar val hom gelyk. Ek het hulle hier iewers ingeposisioneer. Sy dalk nie onder nie. Ja, hy is onder. Daar's hy. Sy daar. Wil jy sommer onmiddellik Maries begin hê? Die karp en. Ja. Alright, so vinnig net vir julle wys Supercast Extreme. So ons maak die pak oop, net om vinnig vir julle te wys hoe om die voer te meng. Ek skiet die pak soms gewoonlik so oop. Hier het ons 'n maatkoppie. So ek gaan nou tel, ek gaan nou daarso is 1 2 3 ons vat 4 koppies en dan 2 koppies water. Nie vol nie, so 3/4 vol, maar 2 koppies water. Want ons wil met lekker sagte voer hengel en dan roer jy hom lekker deur. Alles lekker watertjies kry. En as hy dan nou deurgemeng is, dan laat jy hom net so 'n bietjie staan en laat hy rus. As hy dan 'n bietjie water getrek het, nou dan maak ons hom net bietjie oop laat hy vlok. En dan is hy so los, dan is die voer baie lekker en is lekker sag. Julle sal sien as ons hom nou druk kom die water nog uit. So ons los hom laat hy staan. Alright, hy het so 'n bietjie gestaan nou. Nou kan ons sien nou is hy lekker los. So nou maak ons hom, ons raai wat hy so gelê het en hy het styf geraak, maak ons hom los, nou is hy lekker vlokkerig. En dan dan vang ons met hulle vis. Julle sal sien, kyk hier, ek het 1 stok vir die dag. My seun het klaar alles oorgeneem. Hy sê die bus is vol. Kyk, die stokke is klaar toegepak. So wat ek gaan doen is, die ou kom af. Daai ou skuif soontoe want ek wil op die kantpen sit.
So nou sit ek net sy stok waar hy veronderstel is om te wees en hy gaan my shout. En hier is myne. Daar's hy. Nou kan ons vis vang. Is die voer reg vir jou? Ja, bij mij is lekker. Ja. Nee, julle sal sien. Kyk, ek wou nog leer, maar hierdie man is definitief het al of vis gevang of iewers afgekyk, maar ek dink hy het vis dat die voertjie om die springkant vas het. Kyk nou daar. Hey Jovantjie, jy het dit al gedoen my broer. Ja, oom, ek het geleerd by my oom te vang is daar so in een van ons klein damme. As ek reg is, jou oom se naam Werner. Ja. Nou Werner, julle sal my nie glo nie. Toe hy nog 'n jong man was, het ek hom onder my vlerk gehad toe hy nog op skool en hy het bitter baie goed gedoen en dit is sy oom, dis natuurlik dis sy boetie se pa se ma se tannie se sussie, né? Ja. Sweets. Nee, so Johannes sy pa, dit is Werner se broer en lyk my hierdie storie is in die gene. Kyk hoe word die goed beloer. Wat soek jy? Ja, nee, daar vat jy in die regte ding nou. En hy vat 'n Jana put, onthou wat ek vir julle altyd gesê het in die rivier, of 'n Gumtree put of 'n Jana put. Maar wat jy die ding moet ek hom vir jou oopmaak wil. Right. Hoe sê hulle choose your weapon? Ja, oom. Nou kyk hoe lekker is dit. Ons het regtig hulle kassies gepak met al die goed wat werk in die rivier. Ons het vir hulle die dohous ingesit, so die dohous is julle weet nou natuurlik is 2 geure van 1 en alles wat ons hier het is goed wat nog altyd gewerk het. So ek sal interessant wees om te sien wat se dippie hy kies. En normaalweg wat hulle doen is hulle hengel met hulle harte en hulle vat altyd die regte goed. Ek gaan die Blackwater Jana hier op my sit. Yes. En ek gaan 'n garlic pit So mond moet 'n bietjie jam kry. Kyk, gaan jy 'n bietjie garlic bysit. Ja, oom, hier op die boonste. Baie goeie keuse. En jy sê jy wil Black Widow en Jana. Ons is hom klaar reg vir jou. Maar hy garlic hy praat bietjie. Kyk terug in die bol. Nou kyk hoe slim is Johan. Want wat gebeur as daai vis voer, dan eet hulle natuurlik altyd eers die bol, nou lê die put in die bol en hy gaan 1 teen 10 daai boonste put optel. Daar kom die sous op. Kyk nou daar. Ja, jy het al hierdie goedjies gedoen. Lyk by ons gaan leer by hulle vandag. Hier is 'n ander speletjie en ek kom. Kyk hoe netjies maak ons sy goed toe. Die hele mense daar buite kyk. Hierdie man het klaar sy goed reg. Maak sy goed toe, maak sy boksie toe. Dan. Okay, nou gaan ek gou daai reg. Alright, ek is uit die pad uit. Geniet hom. Dankie. Ja, hy float hier binne in daai rondingkie. Ja. En dan pak jy hom deur. Sit mens net hier nou. Net enetjie, is genoeg. Dan sit ons hom daarin. Dan druk ons so vas. En dan Vat jy 'n dippie. Gaan nou uitvind wat gaan daaraan. Seker net nou 'n naam gee. Ja. Wat hy doen. Gooi daai nou name ons kyk wat daar aangaan. die. Ja, ek weet nie wat daar aangaan nie. Ons gaan nou uitvind wat gaan daaraan. Skat hom net so bietjie gou. Maar dit is nat, so gly die ding uit. Jy moet eers jou hande doop. Maar ek het nie hande nie. Dan breek jou hand. Dit is mooi. Dis 'n vis van hier. Wat is die? Ek weet nie, maar ons gaan nou uitvind. Dit is nie. Ek weet nie, ek wil ruik hoe ruik dit ook. En dan die ding gemeng. Nou al mix met dit. Kyk, ek staan verstom oor die lyne wat ons hengel op hierdie stadium. Maar dis nou waar 'n ou geduld leer. Is om hierdie mannetjies mooi in 'n rigting te kry. Gelukkig is my stok verder so die lyn gaan boor almal aan hulle. Hierdie is nou so amper soos Margaret Peer is nou wat noem hulle dit coming over.
Daar's 'n mooi gooi seun. Daar's 'n mooi gooi. Ja, kyk hier, een kant, jy weet ek, ons het na die kinders gebring, maar die belangrikste deel is die kinders moet vis vang. En dis hoekom ek hierdie een stokkie bietjie aan die ander kant toe gaan vat. Toe ons het vir hulle 'n bietjie voer kom uitsit en dit was sommer naby aan hulle laat hulle hom kan vang, maar nou ek wil net vir julle hier wys omdat ons die rivier hengel. Daar julle ken my, ek hengel nie sommer so nie. Maar hierdie groot Kaaps is nie skaam om te eet nie. So ek sit nou vir ons 'n ordentlike aas op met 'n pink float en die pink float is natuurlik niks anders as Jana nee. Op die bol gaan ek obviously Benji Tracer sit en hom aan die ander kant toe gooi en ek wil van hom gaan ek vergeet. Kap en Willie. Ja, nou, Willie het sommer besluit, hy gaan die eerste bloed trek, hy dis nou, ag heer, ek dink is 5 minute. Ons almal skarrel, want daar sit 'n stok vas en hierdie polisman van Willie is net hier in die lug. So broer, hoe voel dit? Lekker. Dit voel soos nog. Hè? Ja. Lekker. Ons gaan kyk in die rivier kan daar enigiets wees. Dit kan nou van 'n gele wees. Hierdie lyk vir my soos 'n karp, hy so bietjie. Is nie 'n dingetjie wat jy net trek nie. En ek dink ons gaan nog 'n paartjies van hierdie hê vandag hoor en dit is waaroor dit gaan oor hierdie klein mannetjies. Dat hulle dit moet geniet. Daar staan nou al klaar reg met die net. Johan het al klaar side commentary gegee. Henno is in die dam met die rubberdak vir 'n stokkie wat vashak. Ek het nog nie eens tyd gekry om my stok in te gooi nie. En nou word dit 'n mooi storie. Lekker. En julle sal sien ons hengel met hierdie klein short ranges van Sensation, die ouer garde stokkies en die rede hoekom ek hulle gekies het is 'n sagte stok. Sodat hierdie manne se hande, want baie keer is hulle nog nie gewoond aan die vis nie. So hierdie stokkie doen al die werk vir hom. Hou jou stokkie klein bietjie opper. Ja, sê. Laat jou vis van onderaf dat jy hom van bo af kan beklei en nie van onderaf nie. Alright. Maar dit lyk sinvol. That's it. Alright, jy kan oorkom Bille. Ja, sê. Jy reg sien nou. Jy sal skep, né? Kom nog bietjie hierdie kant toe. Ja, sê, jy kan daar onder staan by hom as jy wil. Alright, hierdie manne hulle is in cahoots met mekaar. Baie raad wat gegee word. Voel hy sterk seun? Moet ons die skaal reg kry. Lekkerder. Jy sê 1 kilogram vis is my grootste vis, maar grootste vis is 6 kg. Daai is 'n tolhouder my maat. Dis 'n mooi vis seun hoor. Ek gaan vandag probeer om Ons gaan. Wat van 'n 10? hopelik. Sê reg. Ja. Kom ons maak hom klein bietjie losser. As hy. As hierdie vis nou besluit om te draai, laat hy jou nie verras nie. Ja, tel jou stokkie mooi op. Hou hom hierso. Hou hom daar vir hom skalk. Daar sy. Daar sy. Dis definitief 'n karp. Wow, dis 'n skip. Dis 'n ding is hoor. Dis 'n grasie. Sien, jy moet mooi waar is ons groter net? Wag. Wow. Ah. Wat? Flip het sê jy. Eeuw. Nou wat doen ons van hier af? Kan ons my huis toe gaan? Nee. Jy sê hier is 'n skooter my broer. Nee, dis te maklik man. Ja. Die ding is bietjie lank. Hierdie ding, ons gaan laat hier daar bo staan, hoor. Wat? Hulle maar dink jy wen. Nee. Jo. Sy sterk is. Ja, kyk, hierdie bek is so hard, né?
Sharp. Party swaar. Maak so. Sit daai handjie die kant. Daar sê. Hey, Joe. Nou moet ek kom. Wow, Ek kan nie. my broer. Wat maak hy vis met jou? Hy skommel. As jy reg moet kom trek hy moutjies bietjie op. Asseblief. Want alles is nou vol slijm. Nou dis wat gebeur in die rivier, jy vang enigiets wat in jou pad kom. Alright. Ons gaan hom vir jou weer gok. Alright. Okay, ek gaan hom so hou vir die kamera. Waar staan ons? 8.5. 8.5. Ons gaan net jou net die netjie aftrek, maar ek dink 8 kilos is 'n goeie nommer. Ja, Hæ? dis my beste. Kom staan nie, jy help hier staan aan jou kant toe my broer. Ek bewe nou erger as jy. Willem, wys wat het jy daar gedoen? Wys wat er aan gegaan. Ek het Tracy Banji, Sniper en Wasp en SVP duo kwaad en chakalaka gedoen. Nou ja, dis wat mense noem 'n mooi storie en die whitey wat die eienaar is, sê hier kom die grasies uit nie. Pewe, hier kom grasies uit. Kyk. Jy reg? Ja, Okay. Goed se kant het ek ook. Alright, ek gaan vir jou. Dit is baie lank. Okay. Jy reg, Peer? Okay, kom ons laat sak kom bietjie mooi. Okay. Is ons reg? Kom, broertjie. Kom. Nou gaat hy. Well done, my seun. Sit hom daar. Well done, my broer. .65, so ons praat van so 7 kilos, né? Alright, met die sak afgetrek. Die ware weight 7 kilos. Okay, well done my broer. Kry daai stok terug. Nou wil ek my stok kan kry. Ek wil ook een vang. Yes. Well done. Shucks. Nou kom ons hoop daai maak net so. Polisie my Kilian Gys. Nou, daai visie wat seun gevang het, was natuurlik nou op my stok, maar dit maak glad nie saak nie, want dis waaroor hierdie hele ding gaan. Is hierdie jong manne moet die vis vang. Ek het die stok nou wel gegooi. Hy het hom van die begin af wat hy hom gevang het en gespeel het en daai karpie was net so oor die 4 kilos, dis al 'n mooi vis, maar ek verwag ons gaan dit nog verdubbel. Ek verwag 'n 8-9 kilo karp vandag. Ons het klaar grasie wat baie naby aan dit is en die wonderlike voorreg om hier af te sien hoe die paas en die kinders almal hulle self geniet en almal 'n vis vang. Nou hulle sê as jy 'n vis gevang het op 'n manier, moet nooit die resep verander nie, soos julle daar kan sien. Het ek daai Jana Soft met 'n wit mieliemeel backing agter hom, redelike groot aas en dan natuurlik Tracer Banjo op die bol en ek het hom agtertoe gegooi. Julle sal sien ek stap so entjie op, die wind waai van regs na links. Ek hengel aan die ander kant van die rivier en daai lyn het soveel boog in omdat ek net probeer om daai boog so 'n bietjie uit te kry en die lyn net so 'n bietjie reguit te kry. So kom net regs laat ek al daai goed kan doen. Nee, ek is heeltemal regs my babes, hoor. Jy kan maar gooi. Ons sal hom uitsort. That's it, perfek.
van hulle met al die klein Maar ek sou sommer sê vis tog vir hom vat. Ons Quentin. Ek kom maar vat. Hy is nou daar op Oom Skalk se stop. Jo. Kry bietjie lyn. Hey. Ek wil vir jou 'n foto neem wat jy vir jou maak en stuur wat sy kan sê so. Alraai, ek gaan een neem van julle twee saam. Is jy reg weer? Daar's nog 'n vis agter. Coming over. Ja, daar is dit. Dis wat het jy gedoen? Ek dink. Hulle net nou, jy's ons bodyguard. Ag, oor 3 jaar jy. Hierdie is my PB. Elkeen van julle moet vir my 'n vis optel. Johan, jy moet daai skooter van jou hanteer daar. Daai kant toe kyk, daai daar die kameras. Jy kan. Kom. Daar sy. Is jy reg, Johan? Nog iemand? Yes. Ja, ek sal ook sê yes. Okay, laat ek jou. Alright. Jo, hy mooi kap. Pas op dat hy nie val nie, hoor. Hou hom oor die mandjie. Papa, vat hom. Alright, is julle reg? Daar sy. Help my nou. Is jy reg? Kom ons draai hom net so, want anders dan gee hom nie. Jy reg, kan ek hom so vir jou draai? Alright, hou hom net so. Kom, ek vat hom so vir jou. Dan help ek jou. Kom ons draai hom net reg, anders dan gaan ons nie jou vis justice nie. Daar sy. Daar sy, het jy hom. Alright, ek steek my hande weg. Kyk, julle reg. Nou hier's, ek wil nie sê pandemonium nie, want dit is nou al 'n ou storie. Maar hier's absolute vischaos. 4 stokke, 4 visse, 1 massive vis, ander visies, 1 hing so groot graskarp. Boys, dis 10:00 in die oggend. Wat doen ons van hier af vorentoe? Ons vang nog vis. Ons skalk groter. Dis wat ek wil hoor. Ons skalk elke vis voor 10 is 'n bonus. Dis 'n bonus my broer. My pa het altyd gesê alles wat jy voor 10 vang is 'n bonus. Hier is ons bonusvis. Nou kom hy Groot Kaaps. Tussen 12 en 2 vang ons die groot vis. Julle reg af voor. Alright, sê 1 2 3 supercast. 1 2 3 supercast. Kom mooi en kop eers vir hierdie kant. Alright. Ek sê hy's 9. Ek sê hy's 12.5. Nou is ek skat 10, nee 9, 10.7. Julle reg? 10.7 daar. 8.55. Wat? 8.6. 8.64. 8.65. Ooh. Well done. Sien, jy het hom. Jovantjie. 8.64. Jy het hom in jou kop. Forever. Volume 94, 8.64. Going, gone. Oi visie. Alright man, is julle reg? Ja. Kom. Oi visie. Baie julle oudjies.
Bye PB. Kom na die ander stok toe. Daar sê. Daar gaan jy. Well done boys. Maar die ander stok. Daar gaan hy. Daar gaan. Well done. Nou dis al wat ons wil hê. Nou gooi dit op al. Is dit wat ons hier sien. Ons is prefrontal in die tande van die koue front wat kom. Ons het bietjie moeite gedoen, ons het Monster Mix uitgesit. En ons het 'n hele sak vol entoesiasme wat die vis vang. Nou hierdie is ons eie maak uit peer in die Vrystaat hier by Whitey by Riverview Lodge. En wat 'n mooi storie. Kyk daar, dis net stokke, visse, ouens wat help, gillies, ouens wat in die pad is. Wat 'n mooi storie. Nou ja, terwyl die manne besig is, Sensations soos altyd, is altyd besig met nuwe goed. Hulle het nuwe katrolletjies uitgebring, is onder die Bat reeks. En wat ek hou van die katrolletjies is, hulle is van 'n 3, daar's 'n 3, 'n 4, 'n 5 en 'n 6. So, wat kan jy nou doen? Kom ons haal hierdie 3000 uit. Nou wys ek vir julle. Kom met 'n spaarspoeletjie. Kyk hoe mooi is hierdie ouetjie se look. Ek hou natuurlik daarvan dat dit so een kleur is. Hy het so satijn swart kleur. Ek het nou al so 'n bietjie die remstelsel gevoel. Kyk, daar's hy op die buitrander en ek hou van hierdie knoppie. Want nou dit beteken die mensies wat die klein kinders kan hom maklik vat en hom kontrol. Hy's nou nog net links. So hy splinte nuut uit die boks uit. Hulle is nou net gelons. Hulle is op die rakke. So gaan kyk, sinvol geprys. Soos ek sê, jy kry hom in 'n 3000, 'n 4000, 'n 5000 en 'n 6000. So jy kan nou hierdie ouetjie op jou 8 voet stok, jou 9 voet stok, 10 voet stok, 12 voet stok vir 'n regtig bekostigbare prys. En soos ek vir jou gesê het, daar's sy spaarspoeletjie. So, 2 spoele en 'n enorme mooi en 'n sagte en 'n netjiese katrol. Kyk die swaalkie. Kyk die swaalkie. Hy kry swaar, hy kan nie vlieg nie. Hy het in die water geval. Kyk hom. Sien jy Peer? Kyk hoe mooi is daai. Daar sal julle sien, het 'n swaalkie in die water geval. Kyk daar, so hy kry nie gevlieg in die wind nie. Hy het op. O, daar is hy weer op die kant. Kom ons. Nou, die wind is besig om hom uitmekaar uit te waai. Hier sien 'n baie mooi vis aan. Hierdie vis het hom nou al seker 60 meter hier teen die oewer af. Dis die een wat ek aan die ander kant gooi en ek sien net die polisieman is weg. En toe daai polisieman heeltemal so gedryf en toe kom slaan, toe voel ek okay, nee, daar sit hy. So seun is besig om the walk of life te doen of the walk of Kaap. En kom ons kyk hoe groot is daai vis. Ja. Ek het die Monster Mix se taboemielies gebruik. Ons het hy het so 5 minute gelê en ons het hom 10 minute lank gekry en ek skat hy so 3 kg. Ek sê maar dieselfde. Ek sê hy is 2.5. Nou julle het nou, ek weet nie van julle wat kan onthou nie, ons het 'n hele demonstrasie gemaak oor hierdie wit pap wat ons maak. Ons noem dit die 3-2-1 pap. Met ander woorde 2 dele mieliemeel, 1 deel koekmeel, 3 dele water. Al wat ek gedoen het, ek het redelik baie sout bygesit omdat dit winter is en hom gebruik ek as 'n backing. Julle sal sien 'n groot aas. Hierdie pink is natuurlik 'n Jana Soft. En hoekom hengel ons sulke groot aas is die rivier. Die rivier eet groot aas en ons het hulle 'n bietjie Monster Mix gegee. En ek het elke keer wat ek hierdie ene ingegooi, dis nou die 5de keer wat ek hom gooi en hy het 5 keer geëet. Ek gaan hom maar weer terugsit by Angie Tracer en dan gaan ek so tussen die manne afloop en bietjie kyk na die voerbolle. Gaan bietjie kyk hoe sit hulle hom op, die aasies, help met die aasaanbieding, help met die gooi, want dis tog waaroor dit gaan. Die kinders moet hier weggaan en meer weet van visvang sodat hulle wil terugkom. Hom eers op. Okay, nou julle weet, ons het nou gepraat van die wit. Dis 'n wit pap backing. En ek het vir Johan hulle mooi gewys, hulle moet 'n lekker groot aasie insit en die rede daarvoor die Kaapstad ons vang, daai wat hy gevang het van oor die 8 kilos. Hulle so kos, hulle wil eet vandag en kyk hoe mooi vorm hy daai aasie. Laat hy lyk soos 'n klein pilletjie. Kom ons hou hom daar. Kyk nou hoe mooi lyk daai aasie. Wat ek sal doen is seun, kyk hier steek jy jou lyntjie uit, né? So ek op skaal gaan so maak. Ek gee vir jou daar 'n stukkie terug. Dan kom ek wys vir jou wat maak. Ons sit daai lyntjie so tussen ons vingers, né? Dan vorm ons om op die lyntjie self. Sien jy daar is die lyntjie daar agter? Ja. Kyk nou.
Sien jy, nou is daai pappietjie in die lyntjie. Nou sal hy nie afkom nie. Okay. Alright. So doen vir ons daai ene. Okay. Selfde. Hou daai lyntjie mooi tussen jou vingers. That's it. Nou het jy hom. Nou het jy die mechanics reg. 100%. Jy kan hom lekker rol tussen jou vingers. Daar's hy. Happy days. Kyk nou hoe mooi lyk daai asie. Kyk daarso. Hoe pragtig het hy daai ingedoen. Mooi seun. Kyk nou, ons het nou agtergekom met die wind wat so waai. Hier's nogal redelik stroom want hy waai nou stroom af. So dit beteken hy druk die ligte sinkers redelik maklik. So wat ons nou gedoen het is ek het vir Seentjie 'n klein valdamstroppie net een hoek wat ek vir hom gemaak het sodat hy sodat sy asie kan stil hê. Want hierdie groot vis skrik nie vir die sinker nie. Daar sal julle sien is 'n P4tjie. Kom ons sit hom gou op daar. En dan kan hy sy res van sy dinges doen. So julle daar kan sien nou al wat nou gebeur is met hierdie hoekie. Sou die vis hom vat, dan skuif hy maar net op baie gummies al verder. En ons hengel net een hoekie omdat die vis so groot is, laat die ander hoek hom nie hak nie. So Seentjie, daar sy nou kan jy jou asies opsit. Dankie. Alright seun, druk 'n gaatjie, né? Maak so, dan druk jy hom maar bo. Dan druk jy hom net vas, sien jy daarso? Ja. En dan begin jy hom net reg om hy gewiggie begin jy hom shape. En so jy sien hy vat die vorm van die gewiggie aan. Ja. En daar's hy. Baie dankie. Alright. Alright, daar het ons nou vir Noah sy voertjie op. Net vir julle wys ek het hom mooi gevorm, seun. Ja. Nou kan jy jou floutie opsit Dankie. en dan gee jy 'n bietjie strap, né? Daar is jou pink floats. Jy reg? Ja. Kan ek vir jou pappie bring? Ek is reg met die bokke. Nou, almal wat pappas daar buite is, sal weet of jy hom leer karry of skiet of visvang. Daar kom 'n stadium wat hy sy eie identiteit ontwikkel en dan wat hy dan gaan doen is ons het 'n bulletproof stelsel uitgewerk waar ons 'n pappie agter daai floutie sit. Wat doen Noah? Hy sit 2 Jana floats op. So treasure dit maar, embrace dit want dit gaan seker maar een of ander stadium regkom. I don't know. Perfect. Ja. Daai dan hard. Nou, jy kom ten minste daar is die rivier. Hy kom weer uit. Daar sy ons staan nie by Willem. Hy het al weer vis aan. Hy swem bietjie stroom op, stroom af. Willem, kan jy vir ons sê wat het jy gedoen? Ek het bietjie mieliebom met gatvol ek het vergeet. Has-been in gatvol. Ja, has-been in gatvol floutie opgesit met Spider-Man en Legend Row, dippie op die mieliebom en 'n deegie agter op die floutie. Ja, daai klink na 'n wenresep en kyk net hoe byt hulle. Sak net jou punt as jy onder deur die stokke gaan. Daar's hy. Daar's hy. Tel hom op. Jy kan hom weer katrol vir ons. Bring hom net so. Daar's hy. Sy kom jou leaderlyntjie. Nou, hier kom. Gaan jy hom kan op? Hy's in sy oog. Daar's hy. Hy's in die oog en in die vin. Ja, hy's geswaai. Hy is nou besig om 'n probleem te kom want die Kaaps raak nou langer as die kinders.
Die paas begin die stokke klim. Die kinders sukkel om by hulle visse uit te kom. Die een is die een se hoek en die een is die ander een se hoek. Wie se vis is die, Sean? Joune. Daar's nou two ways about it. Ek gaan hom so behelp, nee, ek wil net hê julle moet daai ding se bek sien. Kyk 'n bietjie hoe lyk daai. Daar's nou 'n Mick Jagger en die rede daarvoor is hierdie vis is gewoond om op die klippe te wy waar hulle krappe eet en allerlei slakkies en allerlei goed en dan begin sy lippe so omkrul. So met ander woorde, hy kry dik lippe. Nou ja, daar's hy Boeta, wat sê jy wat weeg hy? Ek weet. Wat skat jy? Ek dink 6. Ek dink ook so 6. Ek sê ook so 6. Maar jy het nou al 'n heng so groot grasie en nou 'n groot kap. So kom ons weeg hom vir jou. Ek sit hom gewoon. Dit is lippe gek. Poeh. Dit is lekker actually. Dit is Ja, is 'n groot kap hierdie. Mooi kap. Geluk my maat. Ja. Wat sê hulle 6, né? Going. Ja, 5. Hy net eiers. Jy reg? Dis kom hy so vet was, maar ons kalk. Ons kalk. 6.62, 6.5. 6.5. 6.5. Ek was nie na. 6.5. Well done. Een met sy mond. So. Well done my broer. Is okay. Nee, ek het sommer uit die boot uit gaan haal. O, wat jy daar opgesit het. Ja. Jake sit my Bring hy Melie, dat ons net vir jou toe kom mos. Jake sit my een keer wap op gehengel. Ja, met dit. Met die monster mix. Sit hy 2 putte of 'n maple in 'n put. Ja. Gooi hom maar agter. Bam. Maar Nou, dis nou 12:00. Nou ek wil jou sê, Skallie is nou 'n bietjie moeg hoor, want dis oom Skalk hier, oom Skalk, hy sit vas. Hier's ons 'n vis, daar's 'n hoek af, hier's dit. Ek het nog nie een vis vandag gevang. Ek het wel 'n klomp gooie gemaak. Waarvan die DCR natuurlik my ultimate is. Ek gooi hom agter. Ek het met die CPR probeer gooi, maar dit was 'n disaster. Want ek dink my hande is te vinnig vir hom. So Henno het my daar uitgehelp en ek het nou oorgegaan en ek het letterlik en figuurlik die monster mix uit die emmer gaan haal en nou hengel ek so en as dit nou vis aangaat wat hom so vinnig opgetel het dat hy gehoekpoel het. Volgende oom toe ons kyk, toe hang die stokkie oor die mik en daai is gewoonlik 'n groot vis wat dit doen, so ek gaan hom weer teruggooi. Maar die dag is 'n absolute sukses. Hierdie manne het vis gevang. Die grootste kaap is net oor die 8 kilos, grootste grasie net oor die 7 kilos, grootste baber seker omtrent 6 kilos en almal het vis gevang. Hier's nie een wat nie vis gevang het nie. So ons gaan nou 'n bietjie vuurtjie maak en 'n worsrolletjie maak dat hierdie manne net iets in hulle lywe kry want die heer hulle apparaat. En oom Skalk moet net bybly. So ek het net nodig om so bietjie rustigheid te kry. Maar hierdie wind pomp. Ja. Watch on. Op sy kop. Jo. Wat is daar so vet op? Jong, hierdie een was in sy bekkie. Ek sien net daar gaan die polisieman. Dis nou daai monster mix met 'n mappeltjie by. So nou eet hulle lekker. Nou ek was letterlik nog besig om die polisieman reg te skuif toe hierdie ene eet. Dis nie baie groot vis nie, maar hy was op hom soos 'n bad rash. Lekker. En dis 'n kleintjie. Het jy ons kalk vis? Nog nie, hier's my eerste vis een. Hou kos hierdie reis. Kom maar, kom maar gaan. Ons kalk het net gelaat net toe vrede vis. Ek sê jou, ek het die polisieman afgeskit en toe ek hom so afskit toe gaan hy. Plop. Wat doen papa? Ek gooi hom kalk in hier van die vet. Wat doen papa? Oh papa. Ja, dis nou maar 'n lekker storie. Ek het 4 baie entoesiastiese hengelaars hier by my. En ek weet nie wie gaan skep nie. Ek dink al 4 gaan gelyk skep. Jee, daar was net 'n tong geskep. Hy het ergens so. 'n Babytjie. Kyk, ek het hom.
Dis 'n chip. Alright, kom ons gaan sommer afval sien. Laat ek net my stok neersit. Bly kom. Ja. Ons gaan gou die timer omsit want ons het nou 'n baie vinnige byt gekry. Hoopelik werk dit nie. Maar kom ons kyk wat gebeur. So, okay. 25 past 12, né? Ja. So let's see what happens. Five minutes dead. Up, 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 up. Oh, kom maar. Kom maar. Hy was in hy sticks. Nou ja, hier is my tweede vis wat ek vang. Weet jy hoekom? Want die laaitjie speel rugby daarbo. Ja. Ek sê dis al hoe ons vis vang as die laaitjies gaan rugby speel. Jy nou, die ding was nou in die sticks. Hy trek, ek voel, kom hy. Dis hier begin hy trek ons net Tik. van hy van dit. Ag, lekker man. Weer, oh. Hoor hoe maak hy lyn, ek weet nie of julle dit op die kamera kan hoor nie. Maar daai wat hy so is, die wind wat deur daai stywe lyn waai. En dis nou wanneer jy druk op hom sit. Ons het 'n effense tegniese probleem. Ons rugbybal is in die rivier. Die wind waai af, so die bal is besig om weg te raak. So my skepper is ook nou weg want hy is op die skip. Ek sal maar een van die pappas vra om te skep hierso. As julle daar agter sien, is 'n hele span poging, 'n konglomeraat van kinders. Een maak toue los, een maak ja, wat 'n storie. Ek lag, hulle sê maar ons het 'n groot mens nodig om die boot te ry. Raai, daar gaan ons. Waar is die lyn? Jy kan maar nog 'n bietjie stywer maak. Dit is net die as ons die lyn gelos kry dan. Het ons nou twee lyne hier of dis. Ja, daar is ons nou onder die raai ene. Nou daai takkie ons. Hy voeg ons nou. Ja, kom ons kyk net as ek hom so oorrol. Net kyk so. Nee, aan die ander kant. Ek het nou 3 lyne hierso. Dis my lyn. Oef. Nee, nou het ons. Nou het ons 'n traggetjie so hoor. As jy iemand vat jy stop. Daai moet jy oorgaan. Mooi man. Dan is daar vis op baie. Ja. Soos dit vandag is, my kans 100% dat ons hierdie vis gaan uitkry. Want ons het nou 'n truitjie gebruik, ons kan hom gebruik vir die winter en daar het ons hom wragtig gelos. So dis hoekom ek sê vandag is hy 100%. Kan net so laat ons altyd weer syne werk. Ons net daai polisman daar kry en kan jy sien waar gaan hy. Sharp. Die kaap is kwaad. Ja. Hou jy net so in die water nou. Ja, die boot so diep, hè. Ons kan hom na die net speel. Alright, daar's hy. Mooi. Mooi geskep, sien hoor.
Ja, maar heeltemal te veel krag vir sy size. Dankie hoor. Mooi geskep Sean. Daar's my heel eerste vis vir die dag is nou 1:15. Maar ek moet hierdie vis in 5 deel want daar's 5 mense wat besig was om te help om daai truitjie los te brei wat ons daar voor gehad het. Dan het ek 2 skeppers gehad en dan nou 3 voet grawe. So ons is wat in 'n totaliteit van 10. Ek skat hom so 4 kilos. Die kinders is agter die bal aan met die rubberdag. Hulle speel rugby. Visvang het nou sy tol geëis en ek dink vanaand 6 uur is almal, hulle gaan nie binnelanders sien nie. Cheers op hierdie een. Lang terug. Waar druk ons hierso nou, né? Wat? Die mandjie moet ons nog afval. Julle kan daar sien so 6.4. So ons is kom ons sê touch and go 5 kg. Mooi vis, net heeltemal te maar vir sy lengte. Maar dit was lekker. Right. Nou kom ons laat daai man gaan. Almal is nou bymekaar, die bal is gered, het julle hom? Die bal is gered, die vis is gevang. Dit was nou absolute pandemonium. Nou die oomblik wat jy wil weet of 'n ding 'n sukses is wanneer die paas die stokke begin oorvat wat hulle die kinders uit die pad uitstamp om by die stok te kom. Hier was so 'n bietjie van 'n tassel. Wow. Nou wag. En dis nou wat hier gebeur en dis nou wanneer dit nou 'n mooi storie raak. Is wanneer dit gebeur. Nou seun gaan bietjie vir pa skep waar pa die hele dag vir die seun moes skep. Ja. Daar's so 'n vis. Ek wil net vir die boeke sê. Onthou ons het vroeër gesê, daar kom 'n stadium wat jou kind vir jou vertel wat hy gaan doen. En onthou toe sê ek is reg, I rest my case. En my seun kom by my en sê vir my pappa, ek gaan vandag niks vang nie. Ek sê jy gaan niks vang nie, jy's reg. Hy sê vir my hoekom? Ek sê want jy wil nie luister nie. Ek sê kyk wat doen ons en doen dit en gooi die ding terug. 10 minute. Toe eet hy. So luister na julle pappas, hulle weet so nou en dan ietsie hoor. Lekker. Wel, baie mooi geskep seun hoor. Baie mooi. Oom, ek het parabol op met 2 gumdrey floaties en Wat het van my pitte geword? Jy jok deur jou tande nou. Staan en jok voor die kamera. ek het sorry. Ek het in jou maak kry hierdie video, né? Maar ek het parabol en 2 pitte op 1 hoek en nou kry ek my visie. En wie sê het 2 floats geword? Oom, moenie vra oor die 2 floats nie. Alright, nou seun, jy het nou 'n karpie gevang. Ja, Nou hoekom dink jy sal dit nou gewees het? want ek het 2 mieliepitte gebruik. En daar's die een evidence van die pit. En toe hy nou uiteindelik sê pappa, wat moet ek nou doen? En ek sê vir hom sit 2 pytjies op. Gelukkig het hy die keer geluister binne 10 minute toe eet hy, né? Ja. Alright, so daar's 'n hele meganiek rondom dit. Luister maar so nou en dan vir die pappas, hulle weet so nou en dan iets. En dis goed om jouself uit te leef, maar as jy sien jy's in die moeilikheid, luister maar 'n bietjie, partykeer help dit. Mooi seun. Well done. Mobile. Hi. Dat ik daarbo so met Noah hulle rugby gespeel. En wat gebeur toe? Toe roep hulle my en skree op my en sê my stok aan. En wie staan met jou stok toe in die hand? Papa, En wou jy die stok vir jou gee? nee. Wat toe kyk die stok? Voel hy vis? Swaar. Dit voel soos 'n lekker. lekker een. Nee, dit is 'n baie lekker dag. Ek dink die weer en alles het mooi saamgespeel. Hoewel die wind en dit begin waai het. Maar dit klink my dis hoe dit moet wees voor 'n koue front en oom Skalk het gesê die visse gaan byt en hulle byt regtig. En as maar net dit is 'n groot voorreg om hier te wees en om saam met die kinders die dag te kan spandeer. En dan nogal geseënd met 'n paar lekker visse. Dink hy gaan ook nou 'n mooietjie hier uithaal. Ja, ekskuus. Wat weet jy net, Mark?
Oh, Voel swaar. Ek wil jy is reg, hy is swaar. Rustig met hom. Getrog jy. Right. Nou net stadig op. Laat hy weer so 'n bietjie leader. Kry weer lyn. As hy kry. Hy stop maar kom nou moeg. Dis lekker stokkies hierdie hoor. Ja, fantasties. Jy kry nie En ek dink die gevoel op die vis, kyk haar. Jy moet reg wees, Boeta. Trek hom. As hy tel op. Sy. Mooi seun. Hæ? Wel done. Mooi. Yes, kyk hoe Ek sê 4. 6.3. Ek sien naaste. Amper 5. Ek was 4. 9. 3.5. Ek het gesê 4. Okay, maar dis 'n mooi vis. Gaan laat hom nou vry, seun. 1 kilogram vis. Dis sole. Sy nou uit. Ek het die hoekie gewoonlik net so. Dan vat ek hom, dan sit ek hom van onder af deur. Nou net mooi kan sien, dan trek ek hom dat hy net 'n lang stertjie het. Dan hou ek die stertjie teen die hoek vas. Daarvan af draai ek hom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keer. Ek hou hom mooi vas daar. Vat die boonste gedeelte, ek druk hom van bo af deur onder toe. Dan trek ons hom egalig mooi styf. En daar is die hoekie gebind. En dan knip ons net hierdie stertjie af en die lang gedeelte sit ons nou net aan die strop vas. As jy hom op 'n ander manier bind, dan maak jou hoek gewoonlik so. Hoekom ons op hierdie manier bind is as jy hom oor jou hand trek, dan haak hy dadelik vas. Hy gaan daarso haak aan jou hand en dit is hoekom dan as die vis hom insuig en hy spoeg hom uit, dan maak dit dat hy hom vinniger in die mond haak as wat hy heeltyd rond beweeg. So hy lyk net so. Ons het gesien hy sukkel bietjie om te gooi. En toe het ons 'n paar goedjies verander aan sy hand, hoe hy die goed vashou. Duimpie altyd daar. En op sy grip agter, ons het bietjie daai goede ook verander en reggemaak. Maak jou katrolletjie oop. Lyntjie is nie te vasgeknyp soos wat jy dit gedoen het nie. Hou hom mooi vas soos ek jou gewys het. En dan staan jy presies, dan kyk ons hoe gaan dit nou. Baie mooi. Baie mooi. Vang jy die slag op en dit is dit. Jy het dit. Nou het jy ook gooi onder die knie gekry. Ja. Kyk, ek gaan nog 'n keer. Ek het hom nou regtig baie mooi gegooi. Baie mooi. Ek like dit. Brie kom nou net daar. Op die opleidingsdag het ons baie tyd spandeer aan die kinders en die ouers en die onderwysers. Laat ons vir hulle kan wys hoe die gooi tegnieke moet wees. Hoe hulle hande moet vashou, hoe hulle voete moet staan, al daai dinge. En binne 5 minute het ons die jongman gevat en 'n paar tegnieke gewys en hy het van 'n 50 meter na 80 meter toe verander met sy afstand. En ek is baie trots op die jongman. Dit was vinnig. Maar hy baie hy eet. Weet jy hoe hierdie? Ja. Mooi. Wag, Johan. Jou vis aan. Ja, man. Is myne onder op? Nou dis nou 10 oor 2. Nou ek is nou honger. As julle hier rondom my kyk, daar's die kinders, deur besig om visse te vang. Ek het hulle nou 100 keer geroep. Daar's eenetjie wat lyk soos 'n kind, dis Rita, sy's net so lank soos 'n kind, sy's besig om vis te vang. Hier's Whitey, hy loop en smile. Daar's Piet, niemand eet nie. Ek gaan nou eet. Kyk nou net hierso. My broer gaan vir my 2 worsies opsit. Daar's hy. Soos 'n champ. Daai is die daai is ek dink dis die gerookte kaas. 100. Ek gaan van hulle kry. Kyk. En daar's die chili goed. Ek is reg so, ek eet nie tomatiesous of woestersous of niks nie. So hierdie is my broodjie, ek maak hom weer toe. Nou gaan ek die groot mense roep om te eet. Quentin, kom eet asseblief. As ek hier drop. Lekker. Nou, daai ek net gesê ek roep en die kinders kom nie.
In die middel, die 1 Julie. Dis die tweede baba wat ons vang, sien. Kyk hoe mooi is die vis en kyk hoe vet is die vis. Maar hierdie manne gaan vanaand 6 uur nie sien nie. Hulle gaan omval van moegheid, maar visvang sal hulle visvang. Kyk hier. Well done. Thank you. Ja, en wat 'n ongelooflike suksesvolle dag en ek moet vir jou dankie sê want weet jy wat het ek vandag geleer van jou is geduld. Ja, skuld. Wat ek daarby probeer sê is Henu is een van daai ouens wat dit maak nie saak of die stokkie vashak of haar koekie is of die vis afkom, jy gee die kinders vryheid. Ja, hulle moet, dis hoe hulle leer. En jy hou hulle aandag. Want die oomblik, jy weet wat ek dink wat 'n ou streng raak en jy weet hulle moet eers dit leer geniet. En dan vang hulle die visse. Dit is so, dis feite. En ons het dit vandag gesien, die kinders het dit regtig vreeslik baie geniet en ek dink ons het hierso vandag 2 seuns gehoek forever. Forever. Dit gaan nou hengelaars word, pro anglers soos jy sê. Ja, dit word 'n pa se probleem. Yep. En dis wat ons probeer doen en Henu is so deel van die skoolprojek en so deel van die manifest wat ons gedoen het tussen ons en Sensation. Maar ons die kinders wil equip en die ouers om te wys maar hierdie kan 'n baie mooi sport word vir daai kindertjies wat nie noodwendig rugby speel of hokkie. Dit maak nie saak nie. Visvang is 'n ongelooflike journey. Leer jou dissipline, dit gee vir jou selfwaarde. En ek dink dis wat ons op hierdie stadium reg kry. Ek dink geduld ook. Ons het al gesien, Engel leer ou baie geduld. Kyk, my seun het my vandag geduld geleer. Ek het net op 'n stadium omgedraai en net geloop want maar nou moet ek by sy hy het gekom en gesê pappa, dankie. Jy weet so hy dan nog iets by sy pa geleer. Maar all in all wil ons net vir Whitey ook baie dankie sê hierso van Riverview Lodge. Ja, sy hand is altyd oop en ek sê weer vir julle, as jy jou tyd wil geniet, kom kuier hier. Die chalets, dis veilig, dis mooi, dis netjies. Daar's nie selfoonopvangs nie. Hy het nou ongelukkig begin wifi insit. Ek sê ongelukkig vir die ouens, maar die paaswoord is blykbaar 'n R3000 se deposit in die eksport net. Ek sê so, nou baie dankie. Nee, groot plesier. En ons sê vir die ouers wat gekom het en al die kommitment gedoen het en julle daar wat dit vir ons moontlik maak, baie dankie. Ja, nee, dit was baie lekker. Dankie, Skalk. Alright julle.